Anina Andresa, sal julle op my begrafnis ook iets oor my sê? Dit is so mooi en aandoenlik, so opreg. Dis ons reg, kan ons weer vlieg. Twee van haar vriendinne, Hazel de Klerk en Lolly van Staden, gaan nou vir ons 'n huldeblyk bring. Vir ons ietsie kom sê oor die lewe saam met Magdel as vriendin. En dan wil ek vir die kinders en enige iemand anders wat ook dalk later 'n huldeblyk wil bring of net 'n paar woorde wil sê, gaan ek na hierdie twee huldeblyke gaan ek hulle uitnooi. So daar's nou geleentheid. Julle hoef nie, daar's geen dwang dat jy moet iets kom sê nie, maar as jy wil. As jy oor jou ouma ietsie wil kom sê, dankie ouma, bye ouma. Dan gaan dit jou nou so 'n bietjie kans gee om net jou gedagte agter mekaar te kry. Maar dis nou eers Hazel en sy gaan vir ons ook haar indrukke gee. Jy moet net daar Wow. As Tannie hier voor moes staan en sy kyk die storie so sy ou krous. Want ek dink sy sou daarvan hou om so iets te moes doen nie. Sy het nie gehou van 'n koekery om haar nie. Maar hierdie is 'n celebration en ek is so geëerd om vandag hier te staan. En ek staan namens hierdie baie groot familie daar agter, Let's Talk Psychologists. Of so sy vir ons die erenaam gegee het, Talkies. Tannie het saam met ons begin in 2014. En toe ek haar ontmoet, dink ek, hier is moeilikheid. Want sy kom in met haar rooi, groen en swart pen en sy vlek daai file so oop. Ek dink ek net, Vader, asseblief, laat alles net oukei wees. Maar ons het so baie by haar geleer. Ek het niks, en ek bedoel niks geweet van accounting of boekhou nie. Maar kom vandag, ek sal julle challenge. Baie geleer en sy het dit so prakties vir ons gemaak. Baie wat sy vir ons geleer het, kan ek nou vir my kinders leer. En dit is so 'n groot blessing en voorreg. Sy het gehou van gesels. En sy was lief vir elkeen van ons. As 'n weergawe van Blommie by die jaarsintrek, dan sit Sheila die ketel aan. Want ons moet eers 'n ou bederfie hê voor ons begin werk. En dan begin dit met 'n koppie koffie, dan sê sy sonder suiker. Sy sê, weet jy Hazel, ek het bietjie van 'n ronding hiervoor wat ek nou nie weet waar vandaan dit kom nie, maar die broeke sit bietjie stywer, so sonder suiker. Dan vat sy die eerste slukkie en sê, Sheila moet maar 1 lepeltjie suiker ingooi. Dan kom Sheila met die suikerpot en die suiker en die lepel. Dan gooi sy nou die 1 lepeltjie in, dan sê sy nog so klein bietjie. Dan kyk sy so af, dan sê sy, man, ek is mos klein kinders se ouma. Wat sal ek nou worry oor 'n ronding? So elke Woensdag, soms Vrydagoggende, het ons eers gesels. En sy wil foto's sien van almal se babies. En die eerste een wat hoes, skel sy. Van hoekom rook julle? En ek dink een van haar grootste failures was om vir Sheila te laat ophou rook. Sy het beklei daarvoor. Maar ek dink sy het op die ou einde vrede gemaak. Sy was ons judge by al ons socials. As sy op 'n Woensdag inkom en daar so gedruis in die kantoor, vra sy, wat gaan nou weer hier aan? Want almal is excited, Vrydag is social. Dan vertel ons haar. Dan staan sy so met haar hande na heupe. Drink julle alweer? Maar dan is sy ook nuuskierig om uit te vind, maar wat gaan ons doen? En sy daag op. Haar kinders en baie ander weet, lemon meringue was die lekkerste.
as dit uit Tannie se kombuis gekom het. En ek was haar verjaardag maatjie, so ek het altyd gewen 'n vroeë verjaarsdag geskenk van op haar Vrydag, dan kry ons lemon meringue en dan kan ek haar omkoop vir die volgende Vrydag dat sy vir my ook bak as ons kantoor toe moet bring. Baie geleer, baie gelag. Ons het gepraat oor seepies, sy was baie lief vir die boekklub. So as sy in die oggend inkom, dan wil sy eers hoor, het julle gekyk? Sy het respek gehad vir almal. Groot of klein, wit, swart, pers, oranje. En sy het elkeen op hul naam gegroet. Môre Helena, môre Leslie, altyd. Ons het haar genoem Tannie, net Tannie, nie Tannie Magdelie, net Tannie, want dit was haar erenaam. En sy was so kosbaar, sy was ouma, sy was ma, sy was liefde en sy was omgee. 'n Paar jaar terug gaan doen sy grocery shopping op Saterdagoggend en ek en my dogtertjie kry haar toe daar in Checkers. En sy was baie lief vir haar. Sy het gesê sy lyk soos 'n baba op 'n seepadvertensie. En toe ons nou gaan, sê sy vir my dogtertjie, "Mama, she's such a cute granny." Ek sê, "Why do you say that? I also want to be like her. Her nails are done, her hair is pretty, she even has lipstick on." So dit is net Anina gesê het, jy kon haar altyd deur 'n ring trek. Maar sy was kwaai. Sy kon vir ons lekker uittrap van reg is reg en verkeerd is verkeerd. Daar's nie 'n tussenin nie. Sy was 'n vrou van God. Sy het altyd vir ons bemoedig. Ek het gisteraand 'n assignment sit en doen. En toe raak dit so koud. En toe ek kyk na my wintersklere, is die eerste ding wat ek sien 'n rooi gebreide trui. En dit was aanvanklik Anina se, né? Wat Tannie vir haar gebrei het en toe vat ek dit af. En met my vorige studies het ek elke aand daai trui aangehad. En ek dink toe ek dit gisteraand aantrek, toe was dit net bevestiging om te sê, alles sal oukei wees. Ons gaan oukei wees. Ek is baie dankbaar, ons is almal baie dankbaar dat Anina en Risa en die kinders haar met ons gedeel het. Ek is dankbaar dat ek ook maandaande en soms donderdaande op die stoep kon sit en net bietjie versterking kry vir die week wat kom of die week wat was. En dit was so kosbaar. En die laaste keer vroeër, aan die einde van Januarie, vroeër in Februarie wat ek by haar was, skel sy so. Van almal kom vra vir haar, wat wil mamma eet? En dan gee hulle nou voorbeelde, brein. En toe hulle nou uit die kamer uit gaan, sê sy vir my, hierdie kinders kan mos net vir my huiskos gee. Ek sê, wat bedoel Tannie? Nee, gebakte hoender en aardappels. En ek gaan sê toe vir hulle, en Anina sê, hoekom sê sy nie net so nie? Sy was baie pret, en sy het regtig 'n wonderlike sin vir humor gehad. En sy was ook lekker skerp met die mond. Maar dankbaarheid is waarvoor ek hier staan vanoggend. En die liefde en die omgee. Dit is wat ons gaan voortleef by die kantoor. So Tannie, ons sal Woensdagoggend koffie drink. En ek beloof, die petty cash klop. En die slippies is gepeil. En Sheila se tafel is so skoon soos wat hy kan wees. Ons het Tannie baie lief.
Dankie julle. Net 'n mikrofoon. Okay julle, hoop julle hoor my, ek het nog nooit dit gedoen nie. Dis die eerste keer. Ek wil net nog nader. Ja. Okay. Ek wil net 'n paar woordjies sê. Ek is nie 'n spreker nie, ek kan nie hierdie goed doen nie. Maar Risa het my gevra, dis ek nee Risa. En toe besluit ek gaan dit doen. My pinkrok het ek aan vandag. Magdal het grys hare gekry met hierdie pinkrok. En ek het haar pinkrok vandag aangetrek. Ek het hierdie rok vir my gekoop en ten duurste betaal. Want ek is verskriklik lief vir 'n mooi dingetjie en Magdal ook. En ek en Magdal het 'n vreeslike mooi verhouding gehad. Ons is ons maniertjies dieselfde in praatjies en baie keer was sy vir my 'n rolmodel as ek bietjie kras en kwaai, ek kan nogal bietjie cheeky raak, dan's Magdal so rustig met my. So rustig. Ag, lollietjie, alles sal regkom. Raak rustig. En sy was so pragtig met haar kinders. Haar familie, dankie julle. Julle het so mooi vir haar gekyk. Ek het nie dogters nie. Ek het net 3 seuns. En ek het skoondogters, maar 'n skoondogter is nie jou eie nie. Regtig nie julle. Ek mis ook my ou moeder baie, want ek is altyd alleen. Maar baie dankie, julle is 'n pragtige familietjie. Kleindogter, julle almal, ek ken nog nie almal, maar julle is min. Maar baie dankie, julle is pragtig en dierbaar. Sag net soos jou moeder. Sy was baie lief vir julle almal. Sy het altyd net mooi gepraat. Dit was my so mooi. Nooit sleg of daai een dit of my kleindogter so of soos my skoondogters met my maak nie. My ouma so in. My ouma het dit gekoop en dit nou wil ek hulle mee saam dogter dorp toe vat, ek wil nou alleen gaan. Maar nou ja, julle Magdeltjie en ek het 'n baie mooi verhouding gehad. Sy het altyd vir my naaldwerkies gehelp. Sy het hierdie rok uitmekaar uitgehaal tot sy hom reg gehad het. Ek dink vandag trek ek my pinkrok aan. En ek het nie eens 'n onderrok aan nie, want ek het nie 'n onderrok wat pas nie. Ja, ek het nie 'n onderrok. Die onderrok wat ek het is 'n ouma onderrok. En ek dra nie 'n ouma onderrok nie. Maar nou ja, baie dankie vir almal wat hier is. En al die liefde wat ons gekry het, julle ou Magdeltjie was 'n stukkie goud. Sy het 'n baie sagte plekjie in my hart altyd gehad. En ek mis haar so as ek haar verwys. Maar nou ja, ek wil nie huil nie, julle. Ek praat miskien bietjie net vinnig, maar ek wil nie verder praat nie. Nou ja, so ou Magdeltjie, jy moet saggies rus. Ek wil net omval. Mikrofoon goed kry. Ek is okay. So seën weer. Is daar enigiemand van die seentjies of van die dogtertjies wat ietsie wil kom sê oor ouma? Jy moet nou eers sê wat die een is jy. Louis, hierso, kom. Jy moet net 'n mikrofoon. Hello everyone, I'll speak in English. I'm not as good in Afrikaans as I am in English. So, I wrote something to Oma. I miss you.
Knowing I won't get a text, a call, a new knitted sweater, or a pair of no worry pants from you ever again breaks my heart. I will cherish them. You are a good mom. You made two very special daughters, and you will always be their mother. And one of them will always be mine. Just like my wife will always be a mother to our kids, thanks to you. You built a home in so many places and in so many ways. You gave your daughters a home, and with that, you gave me a home to grow up in. That home was your heart. Thank you. Mommy, you're a good mom. Your mother was incredible, and I wouldn't have you without her. To my grandmother, my Oma, thank you for the love, the lessons, and the home you gave me. To both your daughters, thank you. Thank you for being good children. I hope to be a good child to you, just like you were to her. You deserve to see it in all of us, just the way she saw it in you. Big shoes to fill. All of life becomes an act of letting go. What hurts the most is not taking a moment to say goodbye. I'm grateful I had that chance with her over the last couple of months to do that. But I'll never say goodbye to you in my heart. I'll never have to. You are a good mom. You always will be, and I thank you. I love you. Louis, goodbye for now. Is daar nog enige iemand wat ietsie wil sê, wat graag iets wil sê, Iska? Jy is baie welkom, jy net die microfoon kry. Hello everyone, can you hear me? Okay, so I just wrote a little letter to my grandmother. It's going to be in English. Okay. Dear Oma, my Mookie, you were the best Oma. You were always there when I needed you, always willing to help, to drive me around, and never once complained. You gave so much of yourself so freely, and I will always be so grateful for that. Your patience was something so truly special. Whether you were teaching me how to sew, or to bake, or to cook, you always took your time with me. I will forever cherish the moment you told me I graduated to being your apprentice, even though I still had a long way to go until I became a master. That meant so much to me. I will hold on to all the beautiful memories we shared, our endless sleepovers, coffee dates, sewing projects, and even our gossip sessions. Those moments were so full of love and laughter. They will stay with me forever. You had such a light within you. No matter what you were going through, you always found a way to smile and say something funny. You brought warmth and joy into every space you were in. You were more than just my Oma. You were like a second mother to me. My best friend. I will miss you more than words can ever express. But I'm so deeply grateful for the time we had together. I will love you always and forever. I would like to thank the caretakers and the nurses for looking after my Oma. I know some days were a lot tougher than others. Lastly, thank you to Anina and my mom for doing the very best you could for my Oma.
Goeiemôre almal. Ek gaan maar met die hart praat, want dis hoe ek praat. So ja, waar begin ons? Kom ons begin by maandag aand, toe my ma by die huis aangekom het, en vir my laat weet het van my ouma se dood. In daai oomblik het ek nie hartseer gevoel nie, maar ek het bly gevoel. Ek het bly gevoel omdat ek die eer gehad het om die tyd met my ouma te spandeer soos ons dit gespandeer het. Ons het goeie tye gehad. Ons het lang aande saam gespandeer by die ouma se huis om movies te kyk, te bak en te eet. En ons het goeie gesprekke gehad en goeie saamtye gehad om meer te lag. En tot vandag toe, ek is meer gelukkig as dat ek hartseer is. Soos ek sê, omdat ek die tyd gehad het met my ouma wat ek gehad het. En ek sal altyd bly wees vir daai tye. Ek dank my ma, my tannie, vir wat hulle vir my ouma gedoen het. Saam met my ouma gestaan het deur hierdie moeilike tyd. Ek is ongelooflik lief vir julle. Ja, en ek is net bly ek het my ouma gehad. Dankie baie. So, good morning, everybody. I will also be speaking from the heart, and I just want to say that my Oma was a very strong woman. Standing here listening to all the stories, I had to think back to the first time where I realized that, and that was taking us four to Ferreira's for milkshakes and coming out unscathed and being able to do it more than once. And then I listened to Hazel saying, you know, the lemon meringue was good. That's up for debate. The chocolate pudding was, in my heart, that's the best. She baked thousands of pancakes for us, if you guys remember. She was incredibly soft, and I think for me, I come home from a 20-hour shift, and the first thing I do is I put on these pants, and it just feels like everything is okay. And I can wake up tomorrow and do it again. Yeah, I'm gonna miss her. And yeah, it's amazing listening to all the stories, and yeah, life has to go on, but there's a soft spot in my heart for her. Mommy, I love you. Tanirisa, I love you. And gents, she was amazing. And I hope we keep wearing our no problem pants until there's not a thread left. Julle is welkom om iets te kom sê as julle dit op die gemoed het. Enige iemand? Is dit nie fantasties om so 'n getuienis te kry oor iemand se lewe nie? En dit is nie kunsmatig nie, is nie aangeplak nie, is nie vals nie, dis so opreg, dis so diep. Dis so genuine. Dis so by mekaar geleef. Ons gaan nou na nog 'n liedjie luister.
Dit is My Way en dit word gesing deur Luciano Pavarotti. Nou sal julle sien op die program, sê dit in die gedrukte program ook, Koos hulle gaan hulle nou worry pants aantrek. Die kinders het klaar hulle nou worry pants aan. Iskan, ek weet nie of jy 'n nou worry dress aan het nie. So daar's nie en Koos, jy gaan vir joune wys, nê? Net demonstreer. Hoe demonstreer mense broek, Koos? So ek vra graag vir Koos dat nee, ons gaan eers na die liedjie luister en dan sonder verdere aankondiging gaan Koos vir ons die bedankings en die waardering doen en dan sal ek net daarna die formele afsluiting doen. Now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regret, I hear that you, but then again, too few command you. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I climbed each charted course, each girl was fair along the pathway, and more, much, much more. I did it my way. Yeah, I'm sure you know when I be more than I could show. When there was love, I gave before and said it all. I praise him all, and I stood on and give him all. For what is a man? What has he got? If nothing says that he gets not, have to say the things that he truly feels, and not the words of someone who lives. Let the record show I took all the gold and then Good morning, everybody. Morning, Koos. One prepares, and throughout the process of the service, you can feel your opening lines are being taken away.
I'm going to call up my models. Come. All of you, there's lots. So some stand there. On the lady side here, please. These are, hierdie is no worry pants. Daar's bitter min binne. Daar is geen sakke nie. No pockets. Because why? No sleutels, no wallet, no cell phone to worry about. Hierdie is die no worry pants. En hulle kom in verskillende kleure en verskillende lengtes. Ek gaan my bes doen. Dan jy wou weet, hoe gaan ek hulle demonstrate? Is bietjie meer as van 'n jammer lappie, maar you get the idea. The story or the message, die boodskap. Johan, jy het 'n jammer lappie. Kom staan ook hierso. Die boodskap van die no worry pants is dat Magdal is saam met ons. Sy's in ons klerekaste. Sy's oral deel as ons vlotskat toe gaan. Wat moet ingepak word? No worry pants. So dit is die rede vir die no worry pants. Dit was nie om snaaks te wees nie. Dit was om dankie te sê. Dis 'n huldeblyk. Dis 'n bedanking. Nou moet ek deur 'n baie moeiliker proses gaan en namens die familie wat almal hier is, die bedankings doen en die waardering. Susters Tinka en Rikkie. Sorry, hy lees vir my handskrift. Ja, vir hulle dierbare sorg. Moet ek dit self doen? Ek sal aanhou totdat ek nie meer kan nie. Die drukkies en die geselsies, dit gaan ons baie mis. Aan al die carers wat so mooi na ouma gekyk het. Julle weet wie julle is. Ottilia, Margriet, Margaret, Faustinia, Jolandri, Cynthia, Sharon. Die mannerpersoneel wat altyd op bystand was. Jolandi, let's talk, baie dankie. Jy was altyd bereid om te help en in te staan as Anina en Risa nie kon nie. Loli, baie dankie vir jou huldeblyk. Dit was wonderlik. Dit was menspraat. En dan altyd of dankie te sê vir die lekker eetgoed. Hazel wat so lief was vir Magdal en daai man daar in Donderdag kom kuier het om te gesels en ook 'n bietjie help met bietjies te veel suiker. Iska, jy het so baie gedoen vir ouma. Jy was 'n dogter van haar. 'n Spesiale woord aan Risa, wat die laaste maande so geduldig en liefdevol na haar gekyk het. Woorde kan nie beskryf wat jy vir haar beteken en gedoen het. Die kleinseuns, en daar's
Daar's nie baie kleintjies nie, maar kleinseuns wat altyd kom help het as iets geskuif moes word of reggemaak moes word. En dan tyd spandeer het om met Magdel te praat. Onse Eva, jy wat oor die jare, seker amper 30 jaar, wat saam met ouma hierdie lot probeer grootmaak het. Baie dankie, Eva. Dominee Daan, jou tyd hier, maar vir my belangriker was die gesprek Dinsdag, want ons het as 'n familie gepraat. En ja, baie dankie vir daai leiding. Abby, internet connections or not, baie dankie aan Fern Funeral Solutions wat hierdie proses so professioneel en vol deernis hanteer het. Baie dankie, Abby. Die manner, waar is Manuela? Manuela, jou span, die manner personeel. Baie dankie. Magdel het 20 jaar by Eros Manor gebly. Dit was haar huis. Daar is so baie mense wat vir die familie in die laaste maande so baie ondersteun het. Boodskapies, oproepe en liefde. Aan almal van julle wat hier is of nie hier is nie. Die familie is innig dankbaar. Eileen, wat al die doeke en die ander benodighede op kort kennisgewing afgelewer het. Baie dankie. Aan Dr. Sieberhagen en Hein Venter vir die leen van hulle oxygenators. En Hein vir soveel ander ondersteuning en hulp. Aan Sandri, ons dank vir die tyd wat jy gemaak het om saam met jou suster hier te kom spandeer en haar te ondersteun. Dit is die einde van die woorde wat Anina geskryf het. En ek wil net van my af en vir almal wat hier is, dankie dat ons kon dit saam deurmaak and we could laugh at times, at the right times. Want it's a Hildebloem. Dankie aan die seuns, almal wat ver getravel het. My skat, is dit genoeg. Ek wil net hier lees wat Sandri gestuur het. Kan ek jou microfoon doen? Onthou, 'n vrou sal altyd die laaste woord hê. Ek het 'n boodskap gekry van Sandri, my ma se jongste suster wat in Suid-Afrika is, en ek wil dit graag vir julle lees. Ons eer moeder Magdel se nagedagtenis. Ons was so geseënd om oor die jare baie dinge saam te kon doen en te deel en te belewe. Die wonderlike herinneringe sal altyd in ons gedagtes bly voortleef. Magdel was so 'n dinamiese mens, het baie mense se lewens verryk deur haar positiewe en blymoedige lewensuitkyk. Haar vaardigheid was van so waarde tot nie baie lank gelede nie, en dit was uitstaande. Sy het 'n wonderlike gawe gehad om met enigeen goed te kommunikeer en bovenal 'n sterk geloof gehad. Ons is saam met julle hartseer en bid dat ons Hemelse Vader julle sal vertroos en deur sy groot genade julle visie sal gee om voort te bou op haar merkwaardige lewe. Liefde groete van Sandri kinders en kleinkinders.
Dan, Dominee Dan, ek dink dis nou jy. Is julle klaar? Boys, sit asseblief. Dan vir hom. Baie dankie. Ek is nie so seker of daai laaste liedjie Pavarotti was nie. Is dit nie eerder Pavarotti en Friends nie? Maar ek dink ons het hom daar op die einde hoor deurkom, nee, Koos. Hoe sluit mens 'n lewe af? Jy het al daaroor gedink? Met 'n begrafnis? Met hartseer? Met 'n kubai? Ek dink nie daar's 'n antwoord nie. Ek dink is baie uniek. Ek dink elke mens, hoe ouer jy raak, hoe verder jy leef in die lewe, word jy gekonfronteer met daai poort waarvan ek gepraat het. En dan kom daai vraag by jou op. Want dit is nie dan net meer 'n eksistensiële vraag nie. Dit raak dan 'n vraag oor hoekom is ek hier? En ek wil vir julle 'n gedagte gee, ek wil julle laat met 'n gedagte, of jy nou jonger is en of jy ouer is. Wat is die sin in Magdal se lewe? Wat is die sin in jou lewe? En ek het vir jou 'n antwoord. Die sin van die lewe hier is die lewe hierna. En daarvan is sy vir ons 'n groot getuienis. Dis die einde van ons formele verrigtinge. Julle word nou uitgenooi, almal wat hier is. Koos, jy het vir almal dankie gesê. Ek hoop. Dis die einde van ons formele verrigtinge. Julle word nou uitgenooi om verversing saam te geniet. Daar agter. Waar is Manuela? Okay. Is daai die plek, Manuela? Ja. Mense, baie dankie dat julle almal hier was, dat julle hierdie geleentheid saam met ons deurgemaak het. Dankie aan die familie, dankie dat julle my gevra het. Koos het my nog nooit met my Batman suit aangesien nie. En julle moet 'n geseënde dag en 'n geseënde naweek hê en julle moet vir Magdal onthou. I will not tell you how she died, I will tell you how she lived. Dis waaroor dit gaan. Dankie julle. Koos. Ja, ja. Ja, baie formele. Geht's dir gut? Ja. Kannst du noch Deutsch sprechen? Ja, ein bisschen noch. Ella, it's been a while, man. Okay, young man. Okay, good. That's all we have there. No. Hallo. Alles gut. Ja. Willst du studieren oder am Arbeiten? Okay, gut. Okay. Das wird schlimmer. Du bist jetzt zum Glück nicht da. Es regnet gerade. Es ist kalt. Ja, das ist original effect. That's that. Ja. Yeah. What the hell? Much better now. I wish one could do these things twice.
harrowing. Anyway, you go when you get that growing. En nu dan, het eerste daar is als een naam. Sterkte model. Terecht, terecht. Oh. Je was gezegd, jouw jas heb ik ook wel in Be able to put it together as one on there. Get it the two together, otherwise I'll do one or Tall one. Got a SAFTIS nomination for production, so he's into that. But whatever's going to be tested. But he's yes. This is the worry because this is the last time. But people try not to. So no, it was good. You see, you always have to sit there and say, you know, it's me that they are. What they say about me, there was a second nice thing. They go and put ready. Now the roasters in the truck or whatever. No, I'm gonna have words. I'll be 2 words. This was actually this was the best. I'm sure Dr. would have appreciated it.